My geliefdes, baie welkom, baie dankie dat ek weer 'n woord met julle kan deel uit God se woord uit. Hoe geseënd is ons nie wanneer ons in die oggende wakker word, dat ons kan sê, môre Vader, môre Jesus, môre Heilige Gees. En dan word ons dalk wakker en ons wonder, hoe kan ons bewys dat God ons liefhet? Hoe bewys of hoe sien 'n mens God se liefde vir ons? In 1 Johannes 4 vers 9 staan daar, God het sy enige seun na die wêreld toegestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Wat se liefde is dan nie dat die almagtige Vader sy seun vir ons gestuur het, om ons sondes op hom te vat, sonder dat hy gekies het of gevra het hy dit vir ons gedoen. En Vader het nie gehuiwer om sy seun, sy geliefde seun vir ons te stuur nie. Hoeveel liefde is nie daarin nie? Ek dink as ons so moet sit en dink ook aan jou kinders, sal jy regtig jou kinders opoffer om te sterf vir die wêreld? Sal jy regtig hulle deur daardie pyn en daardie lyding wil laat gaan? Maar ons almagtige God het dit gedoen. Dit is hoe ons in die eerste plek kan sien hoe lief God ons het. Ek dink toe jy jonk was, is jy aangemoedig om 'n vaardigheid aan te leer en kennis te versamel, sodat jy die meeste uit die lewe kon haal, dat jy jouself kan leer, dat jy jouself kan opwerk. Die Christelike geloof beskou sukses, geluk en rykdom as 'n sekondêre doelstelling. Dit glo as jy hulle om hulle eie ontwil najag, sal jy die werklike belangrike ding van die lewe mis. En dit is om God te ken en te dien. As jy al hierdie aardsgoed najag, rykdom, plesier, geluk, geld, groter motor, groter huis, vakansiehuis, jy jaag al daardie dinge na en jy vergeet van God. Dit sê dat God se manier van lewe so belangrik is dat hy Jesus gestuur het, dat Jesus gelewe, gelei en gesterwe het, om die lewe vir jou beskikbaar te stel, sodat ons kan lewe, het hy gelei, sodat ons kan lewe, het hy gesterf. Is dit nie liefde nie? God se manier van lewe is ware lewe in teenstelling om slegs te bestaan. God se manier wentel om die liefde, want God is liefde. Liefde kom van God, en God het ons lief. Daar is soveel bewyse in die woord dat God ons lief het. Dit is 'n persoonlik gemaak deur Jesus Christus. Die woord deur wat ons ontvang en dan aan ander deurgee. God se manier van lewe is ook die bron van blydskap, aanbidding en verwondering. As jy net soos uitstraal by die venster en jy sien, daar kom die son op, of jy sien, daar's 'n reënboog, daar's voeltjies wat chirp, die wind waai saggies, en alles is net perfek vir jou gemaak. Is dit nie liefde nie? Vader se soort lewe gee ook aan ons 'n meganisme wat ons help om die donker kant van die lewe te kan hanteer. Vir skuld skenk hy vergifnis en verlossing. Vir siekte gee hy genesing. Vir menslike swakheid het hy krag, en in die duistere oomblikke van die lewe gee hy vir ons lig. Dis loutere genade en genot om God se soort liefde en lewe te kan ken. God se liefde is so volmaak en onbegryplik dat ons as mense nooit in hierdie lewe kan lief hê soos hy lief het nie. Ek dink dit gaan ons verstand te bowe. Ek glo nie ons menslike verstand kan dit regtig kop van die liefde en die omgee en die genade wat ons liefdevolle Vader vir ons het. Ons is so dikwels voorwaardelike liefde omdat ons wederliefde verwag, of uit jammerte of uit
ons getrouheid, of ons wil nie regtig lief hê as daai my nie lief het nie. Ons is meer geneig om, as jy gee, sal ek gee. Maar dit is nie hoe Vader werk nie. Vader het ons lief, ongeag, hy het ons eerste lief. Wanneer ons dit reg kry om onvoorwaardelik lief te hê, soos wat ons Vader het, ek glo ons as mense liefde is ook net 'n fraksie van wat God se liefde regtig is. God se liefde is die oorsprong van alle liefde. Hy het ons lief gehad, nog voordat ons in ons moeder skoot was. Voordat ons hom lief gehad het. Voordat ons nog kon dink om 'n behoefte aan God se liefde te hê, het God die inisiatief geneem om vir ons liefde te wys en om ons lief te hê, sonder dat ons gevra het. Ons het nie eers nodig om te betaal daarvoor nie. Dit is gratis, dit is verniet. Al wat ons net moet doen, is om hom toe te draai, sy seun aan te neem as ons verlosser, ons saligmaker. Dit te bely dat wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, gesterf het, en om glo dat hy in die hemel is, wat besig is om vir ons plek gereed te maak. En dit is al wat ons moet doen. En daardie liefde en daardie omgee, gratis en verniet. Want ek wonder wanneer laas het enige een van ons iets verniet gekry, wat so groot impak kan hê op die lewe hierna, op die ewigheid. Ons sien mense, God is die ewige geliefde, wat verhouding so graag met elkeen van sy kinders wil hê. Daarom soek hy ons op, oorlaai ons met liefdesblyke en sorg elke dag vir ons. Hy sorg dat ons suurstof het om in te asem. Hy sorg vir klere, hy sorg vir kos. Hy sorg dat ons nie alleen is nie, want die Heilige Gees is altyd by ons, so ons kan nie alleen wees nie. Ja, en tog, maak ons harte so dikwels toe vir Vader se liefde. Ons verhard en maak Vader seer, om ons van hom te verneem en sy liefde te verwerk. Weet jy, ten spyte daarvan het hy ons nog altyd lief gehad. En hy het sy eie seun vir ons geoffer. En dit staan ook in die boek van Johannes 4 vers 10. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Versoening vir ons sondes, want dit het ons verkeerd gedoen. Dit wat waarvoor ons moet pak slaag kry, het God sy seun gestuur. Is dit nie liefde nie? En weet julle, van daardie daad van Jesus is ons vergewe. Wanneer ons aanvaar dat hy ons aanneem, so onwaardig as wat ons is, word sy liefde die som totaal van die lewe vir ons. Dit red ons. Weereens, dit genees ons. Dit herstel ons. Dit motiveer ons. Dit gee vir ons die vrug van die Gees. Dit laat ons groei tot gelykvormiging aan sy seun. Hoe anders kan ons nie om ons Vader te loof, te prys, dankie te sê vir sy liefde nie, sy liefde wat nooit sal vergaan nie. Ek dink dit is absoluut so geseënd om net te kan lees van God se liefde. En dan vra ons onsself af, wat gaan ons met daardie liefde maak? Wat gaan ons daarin doen? Gaan ons dit aanvaar? Gaan ons rug daarop draai? Maar hoe gaan ons dit oor ons harte kry? Hoe kan ons nie 'n liefdevolle Vader soos dit lief hê nie? Wat altyd na ons kyk, altyd na ons omsien. Dat ons dit verniet kan kry. Al wat hy sê is, glo my. Glo in my. Abba Vader, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret, deur die heilige leiding van die Heilige Gees, my God, kom ons weer na u troon toe, en Here, van ons actually jubel en juig oor u goedheid, u liefde, Here, u liefde wat u so oor ons uitstort. Vader, ek wil u vra, Here, open ons geestes oë en ons ore, ons gedagtes, Here, dat ons u liefde so sal beleef, Here, soos
soos wat dit U behaag, Vader, soos wat U dit wou gehad het. Here, en hoe kan ons U ooit genoeg dankie sê vir U liefde, genade, vrede en U vreugde. Here, dankie dat U ons as mens so lief het. U seun geoffer het om ons te red. Heilige Vader, ek vra Here, gaan so saam met ons. Help ons om daardie liefde van U ook so te kan uitstraal vir die mense om ons. Here, ek vra dit in God se naam wat ek ken. Dis Yeshua Mashiach. En ons dankie daarvoor, my God. Amen. Vrede, geliefdes en shalom.